Armenië is 'n land wat deur baie godsdienstige oorloë gegaan het. Die meerderheid van sy mense is Christene, maar hulle word omring deur baie vyhandige en veral moslim nasies. 'n Jong verpleegstermeisie was saam met haar broer deur moslems gevange gehou. Uiteindelik is haar broer die een van die soldate doodgemaak. Op een of ander manier het sy ontsnap en sy het as 'n verpleegster by 'n militêre hospitaal gaan werk. Eendag was sy tot stilstand geruk toe sy sien dat dieselfde man wat haar broer vermoor het, gevange geneem en gewond na hulle hospitaal gebring is. Iets binne in haar het vir wraak uitgeroep, maar sy het van beter geweet, want Christus eis dat ons ons vyande moet lief hê. Sy het hierdie man liefdevol verpleeg. Hy het gesond geword. Uiteindelik het hierdie soldaat haar gevra, jy het my herken, waarom het jy my nie laat sterf nie? En haar antwoord was, ek is 'n volgeling van hom wat gesê het, wees lief vir jou vyande, doen goed aan die wat vir julle haat. Beïndruk met haar antwoord het die jong soldaat geantwoord, ek het nog nooit so iets gehoor nie, vertel my meer, ek wil ook hierdie God van julle kom volg. Kan jy jou dink hoe dit vir haar moes gewees het? Jesus het gesê, julle het gehoor daar gesê, as jy jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar dis nie wat God gesê het nie. Hy het gesê om jou naaste lief hê soos jouself. Die godsdienstige leiers het God se woord verdraai om hulle sondige lewenswyse te pas. Jesus het gesê, ek en jy moet ons vyande lief hê en bid vir hulle wat ons vervolg. As 'n Christen moet jy jou vyande lief hê. Jy moet welwillendheid teenoor hulle toon, seën, vir hulle bid. Oscar Wilde het gesê, julle moet altyd julle vyande lief hê en hulle vergewe, want niks sal hulle meer irriteer nie. Maar Jesus het dit vir ons kom wys. Hy het vir ons 'n belangrike rede gegee, waarom ons hierdie manier van lewe moet hê. Hy sê in Matteus 5 vers 44, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, julle moet bid vir die wat julle vervolg, so julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen, en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. As julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. En dan vat Jesus dit saam, om vir jou en vir my te wys, ons kan dit nie self doen nie. Ons sal hierdie krag by die Here moet kry. Hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Kom ons bid saam. Here, ons wil in hierdie dag gehoorsaam aan die opdrag wees, maar u weet ons het dit nie. Ons is net lief vir onsself, nie lief vir ons vyande nie. Geef vir ons die genade om dit te kan doen vandag in Jesus naam. Amen.